Kom luister saam na hoofstuk 8 van Lily, geskryf deur Christo Eunice Du Plessis. Johan se aandag word weggeruk van die vrouebeeld wat hy as Irma aansien, toe die kind hard van agter uit die kar roep. "Eina, stoute groot oom Kabouter, jy maak my seer as jy so vinnig stop." Meme kry hom aan die arm beet, omdat sy ewe groot skik toe die kar so skielik tot stilstand kom. Toe hy weer sy aandag op die deur vestig, verlig in die kar se skerp ligte, is die vrou weg. Johan se uitroep vervaag tot 'n skaars hoorbare: "Dit was Irma." "Is die Irma nie?" gil die kind in sy oor. "Dis nie onnie." Sy gryp haar lippe op mekaar en klap haar hand oor haar mond. Meme kyk met deernis na haar en sê teer: "Dis alles reg, kindjie. Jy kan maar sê dit is Onnika." Die kind lag bly en gryp vir Johan van agter af styf om die nek. Hy wil eers haar arms losmaak, maar dan bedink hy homself en los haar. Meme praat dan weer met Johan. "Dit is Onnika, my grootma se tweede suster se meisiekind." Johan skud sy kop asof hy sy wollerige gedagtes reg wil skud. Hy klink verdwaas toe hy vir niemand in besonder vra nie. "Hoekom lyk sy dan soos Irma?" Meme antwoord vinnig: "Nee wat, dit is die donker wat paarte met jou oë speel. Ons ken nie jou Irma nie. As jy haar in die dag sien, sal jy sien dis nie jou Irma nie." Nadat Johan vanuit die kar toe gesien het, dat die vrou en kind by die deur in is, ry hy moeg en fisies gedrein terug huis toe. Hy slaap die nag min. Sy gedagtes probeer om vergelykings te tref tussen Irma en Onnika. Soms is daar ooreenkomste, ander kenne kan hy nie die twee skei nie. En dan is die een identies soos die ander. As hy aan die slaap raak, spook die twee vroue in sy drome. Later staan hy op en gaan maak koffie. Toe sy oog die kombuishorlosie vang, sien hy dit is al 3 uur. Die dag lê nog myle ver. Hy gaan sit op die stoep en drink die koffie stadig. "Ek moet daardie vrou weer sien, ek moet," sê hy hardop vir homself. Dit is nog lank voor sonop toe Johan die bospad Bouval toe volg. Hy gaan daar iewers stelling inneem en die waarheid uit my wurg. Miskien is hy gelukkig om weer die ander vrou, die sogenaamde Onnika, te sien. Dan kan hy vir homself seker maak dat dit nie Irma is nie. Hy klap sy tong voordat hy hardop vir homself sê: "Ek is seker dis Irma, ek is seker dit is Irma." Johan gaan sit op 'n stomp onder 'n boom met laag hangende takke. Hy skuif so dat die deur duidelik sigbaar is. Daar gebeur niks by die Bouval nie en die son sit al hoog voor daar enige beweging is. Dit is die Fietjiekind wat eerste by die deur uitkom. Sy is geklee in nagklere. Alhoewel haar hare deurmekaar is en sy kaalvoet is, kan Johan sien die kind is skoon. Haar nagklere is ook silverskoon. Hy is bly om die kind vir een keer skoon te sien. Iemand praat met haar vanaf die huis. Hy hoor net die kind se antwoord: "Ek gaan net kyk of die Fietjiebouters al wakker is, want as hulle laat is om die blommetjies oop te maak, gaan hulle in groot moeilikheid wees." Sy trippel weg reg in die rigting van die boom waar Johan skuil. Hy bly doodstil sit. En toe die kind die takke wegdruk, ruk sy tot stilstand en haar mond gaap oop van skrik. Johan hou sy voorvinger oor sy mond om vir haar te bedui om stil te bly. Sy sluip op haar tone tot by hom, gaan styf teen hom staan en trek sy kop af na haar mond toe. Met 'n nat warm asem fluister sy teen sy oor: "Ek het vir jou geskrik, oom Groot Kabouter. Wat maak jy hier?" Hy sit sy mond teen haar oor. Sy giggel toe sy baard haar kielie terwyl hy sê: "Ek het die Fietjiebouters kom wakker maak want hulle het verslaap." Soos die vorige aand gryp sy hom styf om die nek en hy is verras toe sy 'n vlindersagte sweetjie om sy wang plant. Sonder dat hy dit beplan, vou hy sy arms om haar lyfie en hou haar vas met al die verlange na sy eie kind. Hy kom agter sy wil weer iets vir hom sê en hy laat sy kop sak tot by haar mond. "Groot oom Kabouter, moet vir niemand sê nie." Sy kyk 'n slag oor haar skouer en sluk voordat sy verder fluister: "Onnika sê ek mag nie vir vreemde mense sê nie, maar ons het met 'n groot vliegtuig gevlieg voor ons hier kom bly het." Voordat hy aandag kan gee aan haar nuutste vertelling, roep iemand haar deur die venster: "Jy moet kom aantrek!" Sy vat vir Johan aan die hand en rem aan om hom op te staan. Sy fluister steeds: "Kom oom Kabouter."
Kom ek wys Onika vir jou. Hy staan op en volg die kind sonder om te praat. Sy hou steeds sy hand vas. En toe hulle by die deur instap, wag daar vir Johan 'n aangename verrassing. Die ou dakbalke is afwisselend bedek met singplaat en deursigtige polykaapplate. Dit lyk vir hom soos nuwe plate. Alhoewel die mure en sigbare vloer rou sement is dit netjies en skoon. Op die grootste gedeelte van die vloer is 'n kleurvolle tapuit oopgegooi. In die een hoek staan 'n kas waarin 'n wasbak is, maar daar's geen krane nie. Dit is duidelik dat hulle afhanklik is van olielampe en kersse vir beligting. Op die koolstoof staan 'n pot mieliepap en prut. Daar's ook 'n koffieketel waaruit die stoom trek. Johan wonder nog hoe die ander vertrekke lyk toe hy 'n gepluk aan sy broek voel. Hy kyk af na die kind wat vir hom fluister. Onika. En met haar vinger wys. En vir die tweede keer in 24 uur ruk Johan se hart feitelik weer tot stilstand. Irma, jy's Irma! Die vrou se hare is ligter as Irma se, maar verder is dit Irma wat voor hom staan. Haar oë is groot gerek. Hy kry die indruk dat sy gaan ontken dat sy Irma is, maar hy spring haar voor. Vergeet dit! Jy gaan dit nie ontken nie. Jy kan sê wat jy wil, maar jy is net so min Onika as wat ek 'n groot wildjagter is. Ja, jy's reg, Johan. Dit is ek, Irma. Hy val haar brutaal in die rede. Hoekom? Hoekom bly jy in hierdie haglike omstandighede en dit terwyl ons huis 'n klipgooi ver is? Haar mond gaan oop om iets te sê, maar hy hou net sy hand op om haar stil te maak. Hoekom noem hierdie kind jou Onika en aan wie behoort sy? Daar's 1000 vrae en net jy kan die antwoorde verskaf. Hy bly lank genoeg stil vir haar om die kans te vat om hom te antwoord. Dis 'n lang verhaal, Johan. Hy val haar weer in die rede, maar hierdie keer klink hy verslae. Ja, 18 maande lank. 'n lewenslange 18 maande lank. Ek is jammer, Johan, maar kom ek begin by die begin. Jy dink dit was ek wat nie jou borg wou betaal nie. Dit was my pa. Jy ken hom. Hy het gesê as jy so onbeheerst kwaad kan raak, wanneer is dit my beurt? Johan kners op sy tande en grom hard. Hoekom het jy nie huis toe gekom nie? Hoekom hier? Hy bedui met sy hand om hom heen. Irma vryf oor haar oë, trek haar asem diep op en sug lank voor sy antwoord. Ek en my pa het 'n ewige uitval gehad, sodat hy my sy huis verbied het. Sy bly stil, maar haar oë smeek om hulp toe sy vir hom kyk. Hy voel hoe die ou liefde vir haar in hom opwel, maar hy klink hard en ongenaakbaar as hy vir haar sê, jy het baie vrae om te antwoord, Irma. Ek kan egter nie sien dat jy hier bly nie. Kom huis toe asseblief, jy kan in die spaarkamer bly. Sy skud haar kop beslis heen en weer. Ek gaan nie daar bly en Memme en Liliana moet hier bly nie. Voordat Johan of Irma iets verder kan sê, is dit die Fietjie kind wat hardop uitroep. Is hy Liliana nie? Mamma het altyd gesê ek is haar enigste, mooiste Lily of the Valley. Ag, moeder toggie. Kom luister gerus verder na hoofstuk 9, wat ons slothoofstuk sal wees. En kom luister wat gebeur dan met Lily of the Valley en Irma en Memme en Johan.